Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Ons almal was al op 'n plek in ons lewens waar ons onsself op een of ander manier met Job kon vereenselwig. By 'n plek waar jy God moes vertrou het in die moeilikste van tye. Dit is in tye soos hierdie wat ons gewoonlik wil weet, waarom? Waarom moes dit nou gebeur het? Waarom moes dit met my gebeur het? Jy sien, Job kon ook sy hele lewe lank gevra het waarom hy soveel pyn en lyding moes deurgaan. Maar in plaas daarvan het hy gekies om dit wat verby is agter hom te sit en om vorentoe te beweeg in God se doel vir sy lewe. Jesus het dieselfde vraag gehad toe hy aan die kruis gehang het. In Matteus 27 vers 46 het hy gesê: my God, waarom het U my verlaat? Jesus kon gesterf het in die waarom, maar in plaas daarvan het hy gekies om vorentoe te beweeg. Sy hart van vergifnis het sy fokus verskuif van 'n waarom na sy doel. Hoekom gee God nie vir ons die antwoorde op al ons waaroms nie? Sodat ons sal leer om in geloof te leef eerder as deur ons gevoelens. En ook sodat ons kan leer om hom te vertrou. God is ons nie 'n verduideliking vir enige iets verskuldig nie. Hy hoef ook nie eers ons toestemming te kry voordat hy sekere dinge in ons lewens toelaat nie. God is God. En ons gaan nie altyd verstaan hoekom sommige dinge gebeur nie. Die Bybel sê in 1 Korintiërs 13 vers 12, want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. Eendag sal alles duidelik wees en sin maak. En jy sal kan sê, so dit is die rede waarom God dit in my lewe toegelaat het. Maar tot dan wil God hê jy moet hom vertrou. Maak egter vandag 'n keuse dat al maak niks sin nie en al voel dit asof God jou verlaat het, jy nie sal vashaak in die waaroms nie, maar vorentoe sal beweeg met die volle vertroue dat hy in beheer is. Hy het 'n wonderlike toekoms vir jou in gedagte. Moenie dit mis omdat jy bly vashaak by die waaroms nie. Here, help my om op U vermoë te vertrou en nie op my eie nie. Leer my om probleme in my lewe vanuit U perspektief te sien. Vandag maak ek 'n keuse om nie vas te haak in die waaroms nie, maar om vorentoe te beweeg in U krag en genade. In Jesus naam bid ek dit. Amen.